Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Matteus 14, verse 22 tot 36. In verse 22 tot 24 sê Jesus vir die disippels om dadelik in die boot te klim en solank voor hom na die oorkant te vaar. Dit kan dalk vreemd voorkom, maar wanneer ons Johannes 6 vers 14 en 15 lees, kon dit wees om die skare te ontvlug. Of moontlik het Jesus dit nodig gevind om alleen tyd met sy Vader te spandeer, soos wat ons in vers 23 lees. Jesus het die noodsaaklikheid van alleen tyd met sy Vader nie geminag nie, en net so moet ons dit ook heel bo aan ons prioriteitslys sit. Sien, wanneer ons tyd alleen met die Here spandeer, versadig dit nie net ons siel nie, maar dit voed ook ons liggaam. In Matteus 8 het ons van die storm op die see van Galilea gelees, en nou word die disippels weer deur die storm getuister, deur die golwe en die winde. Maar hierdie keer sonder Jesus wat die storm stilgemaak het. Verse 25 tot 27. Jesus sluit dan in die 4de nagwaak, dit is in die vroeë oggendure, so tussen 3 en 6 uur by die disippels aan. Kan jy jouself voorstel, moeg gespartel, nat gesweet, besig om te stoei teen die golwe, sien jy 'n gedaante wat op die water loop? Ek weet nie van jou nie, maar ek sou myself boeglam geskrik het, dalk nie eers 'n geluid na vore kon bring nie, wat nog van skreeu. Nou Jesus se idee was nie om die disippels die skrik op die lyf te jaag nie, en daarom praat hy dadelik met hulle, en gee hulle die versekering dat dit hy is, en dat hulle nie nodig het om te vrees nie. Ons sien in verse 28 tot 32 Petrus se dapperheid en sy ongeloof. Die feit dat Petrus uit die boot geklim het en na Jesus geloop het, wys eintlik dat hy baie geloof in Jesus gehad het, en dit skets vir ons 'n beeld wat dit is om in geloof te wandel. Toe Petrus se oë gefestig was op Jesus, was dit vir hom moontlik om sy vrees te oorkom. Maar die oomblik toe hy na sy omstandighede kyk, het sy geloof gekrimp en vrees het die oorhand gekry. Toe hy sy eie swakheid en ongeloof erken en uitroep, Here, red my, was Jesus reg langs hom om hom op te trek. Die Here sê dan vir Petrus, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Jesus se reaksie het Petrus laat besef dat geloof in Jesus enige iets moontlik maak. Maar die oomblik toe vrees hom beetpak, het dit sy geloof vernietig. Nou wanneer vrees aan jou deur wil kom klop, moet jy jouself altyd herinner. Die situasie is nie naastenby so erg, soos wat jy dit in jou kop uitgemaak het om te wees nie. En jou omstandighede mag dalk vir jou onmoontlik lyk om te oorkom. Maar wanneer jy jou vertroue in die Here sit en uitroep na hom, is hy daar om jou hulp te verleen. Geloof in Jesus maak enige iets moontlik. Vrees verhinder jou om op Jesus te vertrou. Ons lees verder dat die wind ook gaan lê het toe Jesus in die boot klim. Heel nag het hy gestoei teen die storms op die see, en toe Jesus in die boot klim, het die storm bedaar. Daar was geen twyfel meer dat Jesus die Seun van God is nie. Want die oomblik toe Jesus in hul midde was, het hy vrede ervaar en hy het hom aanbid. In vers 34 tot 36 lees ons dat hy in die land Genesaret aangekom het en die mense het Jesus herken en almal in die omgewing laat weet. Hulle het siekes na Jesus gebring en hom om genesing gesmeek.
al was dit net om die soem van sy boekleed aan te raak. Hulle het dalk te hore gekom van die vrou van Matteus 9. Of, moontlik het hulle gedink, al was dit die enigste punt van kontak, het hulle geloof in Jesus gehad om genesing te ontvang. Mag jy nie vandag net die soem van Jesus se kleed wil aanraak nie, maar mag jy geloof hê om te weet dat die gestorwe bloed van Christus elkeen van ons direk toegang gee om in verhouding te staan met Vader, Seun en Heilige Gees. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.